Derde manier hoe ek en jy ons persoonlike versoeke na die Here toe moet bring is met oorgawe en volgens sy wil. Volgens sy wil, maar met oorgawe. Julle oorgawe, dis iets wat baie van ons nie sukkel mee nie. Jy sien, oorgawe beteken jy gaan voluit vir iets. Ek is pens en pootjies in die ding in, hè? Soos baie van ons met ons skole, met ons kinders, teen sekere spanne wat hier voor my nou sit, ons gaan nie nou dit sê nie, né? Maar dit beteken dat ek en jy vrymoedigheid moet hê. Nommer 1, as ek en jy vrymoedigheid het om na die Here toe te gaan, as ons hom moet vertrou, dan moet ek en jy glo dat God in sy woord deur die Heilige Gees vir my en jou sal lei om by hierdie punt uit te kom. Want Jesus self het daardeur gegaan. Jesus self moes met vertroue bid. Jesus self moes die Here se plan volg. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met sy gesig teen die grond en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker my verbygaan." Dis wat dis wat my en jou Jesus gebid het. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. En in hierdie oomblik vriende, sien ons Jesus se menslike kant. Hy is natuurlik God, maar hy was ook mens. En in hierdie oomblik sien ons sy menslike kant. Want hy kom vra vir die Here: Here, laat hierdie lydensbeker verby my gaan. Maar hy onderwerp homself in dieselfde oomblik ook aan God se wil. Ongelooflike gedagte. En wat jy moet weet in hierdie oomblik toe Jesus daar sit met sy gesig teen die grond is, hy het aanvaar die prys wat hy gaan moet betaal. Hy het aanvaar wat gaan gebeur. Hy het geweet dis hoekom hy geroep is, dis hoekom hy daar is, maar hy het vra nog steeds. En vriende, al weet jy nie waar jy op die oomblik is nie, jy kan met oorgawe jou gebed, jou persoonlike versoeke, jou voorkeure, jy kan dit na die Here toe bring. Want Jesus wys vir ons en lei vir ons en is die voorbeeld. Solank onsself onderwerp aan sy wil. En solank jy onthou, hy gaan partykeer nee sê. Vraagie. As ons nou van ons kinders hier vat, julle het nou gesê daar's baie van ons wat ouers is. As ons nou uitstap en ons gaan haal al ons kinders en ons sê reg vanaand 8:00 gaan ons nou gou Blouberg toe en ons gaan nou lekker in die see swem. Dink julle ouers is 'n goeie plan, Enrico? Good plan? Take the kids, kom ons laat hulle swem in die see. Ons gaan net lekker daar voor sit. Wie sou sê is 'n goeie plan? Hoekom nie? Dis gevaarlik. Nee man, maar hulle sien ons so uit daarna tannie. Ons is so lekker. Okay, so dis gevaarlik. So eintlik wat ons mekaar sê is wanneer 'n ouer nee sê, dan is dit nie liefdeloos nie. Hoor julle jong kinders wat hier sit? Dis nie liefdeloos as jou ma of pa vir jou nee sê nie. Dit gaan partykeer gebeur want hulle wil jou beskerm. En partykeer vriende, ek wil hierdie punt duidelik maak is God gaan partykeer nie ja sê nie. Ons sien dit met Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9 waar hy sê hy het 'n doring in sy vlees en hy bid 3 keer dat die Here daardie doring sal wegvat. 3 keer sodat hy nie hoogmoedig sal word vir dit wat die Here vir hom openbaar het nie. Het dit gebeur? Nee. Hy is nie daarvan bevry nie, maar as ek en jy bid Here, U wil en nie myne nie, dan leer ons om ons sê altyd op sy agenda te wees, en nie op ons eie nie, al gaan hy partykeer nee sê. Maar wat dan, as daar nie verlange antwoord kom nie, is die vraag. Kenneth, jy sê nou, partykeer gaan die Here nee sê, maar wat daarvan as daar lank nie 'n antwoord is nie?